Goeiemôre, dit is donderdag die 24ste April. Vanoggend lees ons saam 1 Korintiërs 15 vers 12 tot 19. Hier is Paulus besig om die opstanding te verdedig en te sê dat dit kern is tot ons geloof. Vers 12, as ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer daar is geen opstanding van die dooies nie? As daar nie opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking sonder inhoud, julle geloof ook sonder inhoud. Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis teenoor God aflê, omdat ons teen God ingetuig dat hy Christus uit die dood uit opgewek het. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof waardeloos en is julle nog gevangene in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus gesterf het verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Ons geloof se kern lê ook daarin dat Christus uit die dood opgewek is, dat hy mens geword het, dat hy vir ons gesterf het aan die kruis en vir ons skuld betaal het, maar dat daar vir ons nou 'n ewige lewe by God wag deur die opstanding uit die dood. Mag jy nooit jou geloof in God, in Christus, sy genade, in die hoop van die opstanding verloor nie. Here, vul ons met hierdie sekerheid van 'n lewe saam met U, van 'n opstandingslewe, van 'n ewige lewe. Ja, Here, van U krag oor die dood. Al konfronteer dood ons in hierdie wêreld, kom ons as familie saam om te groet as 'n geliefde gesterf het. Here, verseker die woord ons dat ons saam met U sal lewe. Dat Christus uit die dood uit opgestaan het en so sal elkeen van ons ook uit die dood opgewek word om ewig in U teenwoordigheid te wees. Mag ons daaraan vashou, daaraan hoop vind, Here, daarin krag vind om daagliks te lewe. Mag ons nou waar ons besig is, op hierdie donderdag, maar elke dag van die week, U koninkryk sigbaar maak, U liefde, U genade, U grootheid en goedheid. Dankie dat ons vir mekaar kan bid as gemeente, dat ons vir mekaar kan bid as gelowiges, oor die wêreld heen, Here, met al die uitdagings wat die wêreld het. Ons bid vir ons leiers, dat hulle met integriteit sal regeer en optree, met wysheid. Maar Here, ons bid dit vir elkeen van ons, ja, van die president, tot die straatveer, ouers, ja, Here, elke kind wat 'n besluit neem, mag dit gelei wees, deur U Heilige Gees, in Jesus Christus se naam, amen.